uitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. My vernoot, Louis Swanepoel, het aanvanklik begin met die granaatboerdery op Bali. Hy het 'n toetsblok geplant aan die begin om te kyk of dit aard is in ons omgewing, en toe dit hier aard, toe het hy nog aanplantings gedoen. En dis maar hoe ons aanvanklik begin het. Ek het later by hom aangesluit op die plaas. En ons het nou 'n hele klomp granaatbome en later ook uitgebrei na Turksvye toe, as gevolg van watermar op die plaas. En maar ons groot produk wat ons verkoop eintlik aan die boere en die publiek is maar ons granaatbome. So ons is 'n granaatboomkwekery eintlik, en dan die vrugte wat ons oes van dit verkoop ons, en ons maak baie produkte om ware toe te voeg tot dit. Die belangrikste ding as jy met granate boer is om te kyk na jou grond. Granate hou van 'n goeie dreineerbare grond. Hulle aard glad nie in kleigrond nie. So 'n pH van so 5.5 tot 7 is ideaal. En dan water. Jy moet maar jou boompie wat jy plant water gee vir die eerste ruk tot hy gevestig is. Ons gebruik 'n druppelsproeiing op die plante, en so hy kry deur die hele somermaande kry water, en die winter sit ons daai water af, omdat 'n granaat hou van 'n lekker warm somer en 'n koue winter. So ons het 'n paar eksperimente gemaak met ander cultivars deur die jare, maar ons het aan die einde geëindig by Wonderful, is die cultivar. Ons het agtergekom dit is wat die mark meestal soek. Dis 'n geharde plant, hy's nie vol fiteriasies en goed nie, en hy gee baie lekker groot vrug. So dit was maar die groot rede hoekom ons Wonderful begin kweek het. So ons het 'n hele paar bome hier op die plaas, en dit is ons moederstokplant. So ons sny daai, maak steggies daarvan, en dan laat ons dit root, en dan plant ons dit uit in 'n sakkie van die grond, en dan in 'n sakkie, en dis dan 'n 1 jaar oue boompie wat ons verkoop aan die boere of aan mense wat belangstel aan die granaatbome. Ons vind dat so 1 jaar oue boompie baie beter in die grond vaar as hy op daai ouderdom is, wat beteken dat hy binne 2 jaar daarna sy eerste vrugte sal kan dra, en dan na so 4 jaar sal jy jou eerste oes kan kry van daardie bome af. Ons het besluit ons wil die plaas 'n bestemming maak vir die publiek. So ons hou 2 keer 'n jaar hou ons feeste hierso op die plaas. Die eerste een is die Turksvye fees wat nou net verby is in Januarie, en dan die laaste 2 naweke van Maart doen ons 'n granaatfees waar ons alles granaat doen.